Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie maandagoggend. Ja, en ons begin met Hooglied. Daar's baie mense wat alles in hierdie boek vergeestelik. Asof dit nog net gaan oor die verhouding tussen ons en God. En dan mis jy die betekenis van die boek. Die hele betekenis van die boek is dat God juis die romanse en die passie tussen man en vrou geskep het. So, ek en jy moet aanvaar dat ook liefde kom van God af. Ook liefde tussen 'n man en vrou, ook die erotiese liefde, is 'n geskenk uit die hand van God. En dan lees ons Hooglied vanaf vers 2 vandag, en dit is so mooi, dit is, dan is die vrou aan die woord, dan is die man aan die woord, so Jesus sê, laat hy my met die soene van sy mond soen. Ja, jou liefkosing is beter as wyn. Die geur van jou reukolie is heerlik. Reukolie wat uitgegiet word is jou naam. Daarom raak die meisies verlief op jou. Neem my saam met jou, kom ons hardloop. Die koning het my na sy kamer geneem. En dan is daar 'n koor wat sing, né? Ons wil vreugde put uit jou. Ons verheug oor jou. Ons wil jou liefkosing meer aanprys as wyn. Hulle is met reg verlief op jou. Sy, ek is donker, meisies van Jerusalem, en pragtig, soos die tente van Kedar, soos Salomo se tentdoeke. Moenie na my staar omdat ek donker is, omdat die son my brein gebrand het nie. Die seuns van my ma was kwaad vir my. Hulle het my die wingerde laat oppas, my eie wingerd kon ek nie oppas nie. Laat weet my tog, geliefde van my hart, waar laat jy jou kudde wy? Waar laat jy hulle in die middag rus? Waarom moet ek gesluierd gaan tussen jou vriende se kuddes? En dan hy, weet jy dit nie, mooiste onder die vroue, volg die spore van die kleinvee en laat jou lammers langs die herders se tente wy. Soos 'n merrie by die farao se strydwaans is jy vir my, my liefling. Hoe bekoorlik is jou wange, met die stringe krale, jou nek met die halsnoere. Kom ons maak vir jou goue kettingkies, gestip met silwer. Sy, terwyl die koning by sy feestafel sit, versprei my nardus sy geur. 'n Sakkie mirre wat tussen my borste is my liefste vir my. 'n Bossie henna bloeisels in die wingerd van En-Gedi is my liefste vir my. Hy, o, hoe mooi is jy, my liefling. Mooi is jy, jou oë is duiwe. Sy, o, hoe mooi is jy, my liefste, en aantreklik. Ons bed is groen loof, die balke van ons huis is seders, ons dakbalke sipresse. Geliefdes, ons lees tot sover. Eerste ding wat ek en jy moet onthou is, ons is besig met poësie. Ons is besig met gedigte, met liefdestaal. Moenie alles nou letterlik die feite gaan opneem. Leer, wat beteken gedigte? En onthou ons nou, toe ons nog in skool was en ons Afrikaans en Engels gedoen het en ons poësie gedoen het, daar's iets mooi van die digterlike taal en hulle gebruik hierdie om ongelooflik te beskryf. Die eerste ding wat ek hier laat raak lees, is die verlange. Lees dit weer en dan hoor jy hoe verlang sy na hierdie man. En daarom is die vraag wat vanoggend kom na alle vroue, maar verlang jy nog na jou man? Verlang jy na sy aanraking? Hier praat sy van soene en dis beter as wyn. Sy reken natuurlik dat as sy nou 'n glasie wyn in het, dan draai haar kop 'n bietjie. Sy sê, "Ag, maar sy soene laat my kop ook so draai." Hoor die mooi van dit. En laat jou man se soene jou kop nog draai. Baie belangrik, kom ons agter hier dat verhouding tussen 'n man en vrou
en ook die passievolle liefde is baie dieper, het baie meer te doen as net die seksuele. So ja, daar is seksuele agtergrond in dit, maar dis nie wat voorop staan nie. Hierdie liefkosing, die soene, dit staan voorop. Dalk moet ons mans op dit bietjie hoor. Nee? Dan hierdie vreugde wat uit mekaar geput word. En dan is hier 'n stukkie waar sy skryf oor dat sy donker is, van die son wat daar gebrand het. Daar broers het daar was kwaad, hulle het vir haar, sy het haar in die wingerd laat werk. Sy sê haar eie wingerd kon sy nie oppas nie, beteken haar eie liggaam, sy kon hom nie beskerm teen die son nie. So nou is sy baie bruin gebrand. Nou vandag se meisies sal dink, nee, maar dis mos nou goed, en ons hou van bietjie bruin gebrand wees, en ons gaan lê juis in die son om te tan. In daai tyd was dit nie die normale nie. So anders as wat die algemene verduideliking of aanvaarding was vir wat nou algemeen mooi is sy deur die son gebrand. En baie keer maak ons woorde dan mense seer. Ander meisies wat afbrekende of afkrakende goed daaroor sê. So iets in hierdie teks wil ons ook waarsku en sê, maar wanneer ek en jy met mekaar praat, wanneer ons met ons kinders praat, wanneer vroue onder mekaar praat, wanneer mans onder mekaar praat, kan ons asseblief ophou om mekaar af te kraak met ons woorde. Ek praat met mans en met vroue in berading wat nog ouer as ek is, en wat nog steeds die pyn beleef van goed wat hulle gesê is toe hulle kinders was. Hulle dra nog steeds die pyn van dit en die merke van dit. So let op jou woorde, ma's teenoor julle kinders, oumas teenoor hulle kleinkinders. Nee, sê die mooi goed, sê hoe mooi lyk hierdie seun, sê hoe mooi lyk hierdie dogter. So hulle slag mooi aangetrek het, sê dit, komplimenteer mekaar. En dan kom ons natuurlik weer na ons in 'n verhouding of 'n huwelik toe, en dan hoor hoe mooi sê hy. O, hoe mooi is jy, my liefling. Hoe mooi is jy. En jou oë is soos duiwe, né? Jo. En dan vra hy, weet jy dit nie, mooiste onder die vroue? En natuurlik die vrou ook, hoor wat sy sê. O, mooi is jy, my liefste, en aantreklik. So kan ek vanoggend vra, mans, wanneer laas het jy vir jou vrou gesê, sy's vir jou mooi? Vroue, wanneer laas het jy vir jou man gesê, hy's vir jou aantreklik? Nee, as hy nou iewers mooi aantrek, was nou gister Sondag, so nou trek ons daar mooi aan om kerk toe te gaan, sê iets. As jou vroue hare laat doen, en dit lyk vir jou mooi, sê iets. As jou vrou moeite doen, en hierdie Hooglied wil ons leer, dat ons moet ook maar moeite doen met onsself, né? Kyk na jouself, jy hoef nie verslons rond te loop, né? Jy kan bietjie moeite doen. Maar as jou vrou nou moeite doen, sien dit raak, en sê dit. So dalk is die grootste ding wat ons uit hierdie teks leer, en wat ek en jy vandag gaan sê, ons gaan dit doen. Ons mans gaan let op, en ons gaan ons vrouens komplimenteer. Ons gaan vir hulle sê wanneer hulle vir ons mooi is, wanneer hulle iets mooi aan het, of wanneer hulle vir ons mooi lyk. En mans, vroue, jy gaan dieselfde doen. Jy gaan jou man prys. Jy gaan vir hom sê wat sy soene aan jou doen. Jy gaan ook vir hom sê wanneer hy vir jou aantreklik lyk. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook dat ons hierdie teks kan lees. Hierdie teks wat ons eintlik al vermy, omdat ons eintlik dit nie verstaan nie, of baie keer ongemaklik is met die hele konsep van Hooglied in die Bybel. Maar Here, ons besef net, ons wil ons verhoudings ook bou op U woord.
En daarom vra ons dat U ook hierdie oordenkings mag seën. En ja, Here, dat U ons mans en ons vroue sal seën in ons verhoudings. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi, mag jy 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.